Nou vriende, ons gaan net so sit, dan gaan ons net ons harte stil maak voor die Here, en ons gaan net 'n gebed saam doen. Ons Hemelse Vader, ons eer en ons dank en ons loof en ons prys U naam, dat U die skepper van hemel en aarde, ook die een is wat deur U Gees in ons midde teenwoordig is. Baie, baie dankie vanmôre, dat die weg gebaan is na U deur Jesus Christus se soendood aan die kruis, en dat ons U vanmôre kan aanbid as die drie-enige, heilige God in ons midde. Vader, ons eer en ons dank U dat ons vanmôre die voorreg het om ook U versorging daagliks te ervaar. Here, U voorsien nie net in ons geestelike behoefte nie, maar ook in ons tydelike behoeftes voorsien U ver bo die maat. Ek het hierdie week 'n gesprek gehad met 'n persoon wat oor baie dinge gepraat het, en ek het by die gedagte uitgekom, as ons kos en klere het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Ons beleef 'n tyd, Here, waar mense ondankbaar is. Mense sien nie meer die goedheid van die Here in hulle daaglikse bestaan en hulle daaglikse lewe nie. En ons wil vra dat U ons as gemeente, Here, dankbare harte sal gee, dat ons opnuut weer dankie sal sê vir wat ons kan aantrek, wat ons kan eet, die feit dat ons in 'n voertuig kan ry, dat ons in 'n huis kan bly, dat ons maandeliks finansies het om die dingetjies te doen wat ons moet doen, en dat ons baie keer en dikwels meer as genoeg het. Ons vra, Here, dat U vir ons genade sal gee om met 'n onverdeelde hart U te eer, en dat ons so sal lewe dat die wêreld in ons ietsie van Christus sal sien. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid van vanmôre. Dankie vir elkeen wat so getrou gee vir U saak. Ons eer U vir hulle wat hier in die gemeente gee, ons lidmate, ons besoekers, vir hulle wat inskakel via ons sosiale media platforms. Vader, sal U elkeen baie ryklik seën met al die geestelike seëninge in Christus Jesus ons Here. Ons bid vir wysheid in die spandering van die fondse. Here, U weet ook dat ons graag ons eie gebou wil bekom, en dat ons spaar na hierdie doelwit. Ons vra dat U asseblief vir ons wysheid sal gee, en dat ons sal uitluister en sal hoor, en dat U die regte tyd op die regte plek vir ons ook, Here, 'n plekkie sal voorsien waar ons as gemeente kan aanbid. Ons wil vir U vra dat ons nie haastig sal wees en, Here, in hierdie proses foute sal begaan nie, maar ons vra dat U wysheid ons deel sal wees, en dat U genade vir ons genoeg sal wees. Ons wil vanmôre ook net bid vir ons siek mense. Here, die lysie is vanmôre deurgestuur. Daar is heelwat mense in ons gemeente wat nie wel is nie. Ons dink aan Tannie Joey vanmôre in die hospitaal, Anita in die hospitaal wat môre geopereer word. Ons dink aan Wiek, Here, wat die operasie ondergaan het, verskillende mense, Here, wat deur hierdie siek proses gaan. Ons bid vir hulle, dat U vir hulle die God van die nabye sal wees. Daar is van hulle wat op die herstelpad is, van hulle wat nou al 'n lang tydperk siek is, en ons wil vra, Here, dat U vir hulle sal ondersteun met krag uit die hoogte, en dat hulle sal weet wanneer hulle swak is U sterk in hulle. Dankie dat U die God is van hemel en aarde, wat ons nie sal begewe, en ons nie sal verlaat nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, God is vir ons 'n helper, en ons sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Vader, ons vra nou, waar ons vanmôre die woord gaan bedien, dat U vir my as prediker genade en wysheid sal gee om net die eer van God na vore te bring. Dit gaan oor U eer, dit gaan oor U naam. Ek het so hierdie week daaraan gedink, en Here, die gedagte het so duidelik by my opgekom, dat as jy die boek Openbaring gaan lees, is die sentrale tema, die serafs en die engele en die 24 ouderlinge, wat uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here, die lofgesange wat hulle gesing het, die eer wat hulle gebring het aan U, wat ons gekoop het met U kosbare bloed, en dis wat ek vra, dat hierdie gemeente so gemeente sal wees, dat ons Christus gesentreerd sal wees, dat ons Vader sal verheerlik deur die Seun, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ons gaan vanmôre die samevatting van die wet van die Here doen, en ons gaan dit doen nie uit gewoonte nie. Jy sal sien, so van tyd tot tyd hanteer ons dit. Dis om net ons harte weer vas te maak aan waarom aanbid ons God, en wat is die doel van ons aanbidding, en wat moet die fokus van ons aanbidding wees. Daar staan, en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader, en een van hulle wetgeleerdes het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy met jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.
Nou vriende, ons almal ken mense wat in die kategorie val van vers 2, of vers 35, die tweede vers hier aangebring. 'n Wetgeleerde wat 'n vraag gestel het om hom te versoek. Jy kry mense wat altyd met jou wil redeneer oor die skrif. Jy wil uitlok, jy wil uitdaag. En hier is 'n baie goeie antwoord om hulle te gee. Wanneer die persoon met jou wil kibbel en redekabel oor allerhande goed, moet jy hom vra, het jy die Here jou God lief? Met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Want jy sien, wanneer ons God lief het, is ons nie daarom heeltyd fetes met ander mense te hê nie. Dan kom ons met hierdie gesindheid van die liefde wat ek vir God het, wil ek na my naaste toe laat uitbrei. Dat my naaste by die kruis sal uitkom, en dat my naaste ook die Here sal lief hê. Nou ons weet nie een van ons die Here lief met ons hele hart, siel en verstand nie, maar ek glo ons elkeen se begeerte daagliks is om die Here so lief te hê. En mag ons met hierdie gesindheid ook uitgaan in hierdie week tegemoet. En vir die Here vra, Here, gee vir ons groot genade om hierdie liefde wat ons vir U het, na ander mense uit te dra. Ek het hierdie week gepraat met Calvin, ek sê vir my begeerte is, dat U Sondag sal terugkom as gemeente, en die Sondag daarna sal terugkom, en wanneer ons 'n koffie en 'n teebreek het, dat ons sal praat oor die mense met wie ons hierdie week gepraat het oor die Here. Dit is my so begeerte in my hart, ons praat baie keer oor goedjies en duitjies, wat seker in 'n mate goed is. Maar wanneer laast ons met 'n ander broer en suster gedeel, ek het hierdie week met daai gepraat oor die Here, dis wat gebeur het. Hierdie persoon het by die Here uitgekom deur my getuienis. Dis waarvoor ons gemeente is. Dat ons die God wat ons lief het met ons hele hart, siel en verstand, sal uitdra aan 'n verlore gaande wêreld. En ek so met mekaar deel oor God se goedheid in ons lewe. Mag die Here ons genade gee om kerk van Jesus te wees, die groot opdrag na te kom, en dit begin alles by ons liefde vir die Here. Ons gaan vanmôre staande belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, en elkeen gaan in sy hart saam met my hierdie woorde spreek. Vriende, die rede kom ons dit doen, die deursnee kerk vandag glo nie meer hierdie basiese waarhede nie. Ek weet nie hoe kan jy kerk van die Here wees as jy nie glo aan hierdie basiese waarhede nie. Maar ons beleef 'n tyd waar die kerk en die staat en die kerk en die wêreld een geword het. En ek pleit by U dat ons 'n gemeente sal wees, nie wat beter as ander mense is nie, maar anders. Dat ons gesindheid gerig sal wees op die verheerliking van God die Vader deur die Seun in die kragvolle werking van die Heilige Gees. So kom ons staan, dan doen ons belydenis, daarna sing ons spontaan van Gesang 245. Vriende, as gemeente glo ons met ons hele hart in God die Vader, hy is die Almagtige, hy is skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is uit die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees en ek glo aan heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons lees vanmôre uit Genesis 15 nou. Ek gaan vanmôre nog Genesis hanteer, volgende week gaan ek Psalm 45 met u hanteer. So vanmôre dan nog Genesis 15, volgende week, as die Here ons paar, gaan ons dit bietjie onderbreek met Psalm 45, dan gaan ons weer wegval met die lewe van Abraham. Nou vanmôre gaan ons bietjie met u praat oor die verbondsgod van die Bybel en ons as mens in die 21ste eeu. Die verbondsgod van die Bybel en ons as mens in die 21ste eeu. Nou vriende, wat baie belangrik is om te onthou voor ons by die skriflesing kom, is dat die God van die Bybel is die ewige verbondsgod. Ons praat altyd van die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Ons gaan nou vir u 'n goeie definisie gee van wat 'n verbond is, maar baie belangrik dat ons nooit die verbondsgod van die Bybel eenkant moet skuif nie. Ons kry die twee groepe, die verbondsteologie of die mense wat glo aan die verbonde in die Bybel, en dan kry ons die mense wat glo aan die dispensasies. Nou dispensasies, mense onderskei dikwels hierdie twee van mekaar, en ek stem saam, daar is redelike onderskeid, terwyl daar tog oorvleeling is. Byvoorbeeld by die verbondsteologie glo baie mense dat die God van die Ou Testament is die God wat sy plan met Israel voortgesit het in die kerk van Jesus. Met ander woorde, dat die Here nie verdere plan het met sy etniese volk Israel nie. Nou ons is nie heeltemal daar nie, ons glo in God se verbonde, ons gaan vanmôre vir u wys, is nog van toepassing op ons in 'n groot mate.
Maar ons glo ook dat die Here sekere dispensasies het, en een van dit is dat die Here nog 'n plan het met sy volk Israel, en hierdie plan is besig om uit te speel, en daar gaan 'n dag aanbreek waar die Here dan ook op die troon van Dawid sal regeer. Soos MacArthur altyd gesê het, hy was 'n borderline, 'n grensgeval dispensasionalis. So hy het geglo aan God se verbonde, maar ook aan die feit dat Israel 'n werklike nasie is, wat in die Bybel na vore kom, en die kerk is nie die voortsetting van Israel nie, maar het sy eie identiteit, en die Here sal sy plan met Israel dan ook voleindig, soos hy beloof het in die Bybel. Maar dit is net so ter inleiding, net so gedagte. So waar staan ons as gemeente? Ons staan en balanseer op die rand. Hoekom ons nie heeltemal dispensasionaliste is nie, is omdat hulle geweldig baie onderskeid begin maak. Sekere gedeeltes is nie op ons van toepassing nie, is op Israel van toepassing, en dan praat hulle van in die Nuwe Testament. Dis vir ons 'n redelike groot probleem, terwyl die Nuwe Testament vir ons grootendeels God se waarheid gee. Hulle praat in besonder van Matteus 6, die saligsprekinge, en al die dinge wat daarmee gepaard gaan. Ek wil nie vanmôre verveel met te veel van hierdie dinge nie, maar wat ek vir u kan sê is, dat wanneer ons vanmôre na die verbondsgod van die Bybel kyk, is dit die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament. Die God van die Ou Verbond, dis eintlik wat Ou Testament beteken, Ou Verbond en Nuwe Verbond. In die Ou Verbond vind ons 39 boeke, geïnspireer deur die Heilige Gees. In die Nuwe Verbond vind ons 27 boeke, geïnspireer deur die Heilige Gees. En ons gaan vanmôre sien hoe hierdie verbonde van God uitspeel, tot waar ons vanmôre is, en wat ons hoop is in dit wat die Here beloof het. Nou kom ons lees vanmôre uit Genesis 15, ons lees daar vanaf die eerste vers. Na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot. Toe vra Abraham, Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan, en die erfgenaam van my huis die Damaskener Eliezer is? Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. Daarop lei hy hom uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre, as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. En hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Verder het hy vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs, om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê, Here, waarom sal ek weet dat ek dit in besit sal neem? En hy antwoord hom, neem vir my 'n 3 jaar oud vers, en 'n 3 jaar oud bokooi, en 'n 3 jaar oud ram, en 'n tortelduif, en 'n jong duif. En hy het dit alles vir hom gebring, en dit middeldeur gedeel, en die helftes teenoor mekaar gelê, maar die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diepe slaap op Abraham, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê hy, dis die Here vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede, jy sal in goeie ouderdom begrawe word. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. Maar net so onderbreking maak, kyk God se genade, ook in hierdie aankondiging dat Israel in Egipte onder die slawerny van Farao sal wees, en die Here gee ook die antwoord van ons in vers 16, want die ongeregtigheid van die Amoriete is nog nie vol nie. God is 'n genadige en barmhartige God, en ons gaan nie daaroor 'n boodskap bring nie, maar ek wil net so as 'n voetnoot dat dit vir u noem, dat u ook kan sien die groot genade van die Here. Vers 17 sê, na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vurige fakkel tussen die vleis deur. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Eufraat rivier, die Keniete en Kenesiete en
Kadomiete en Hetiete en Feresiete en Refaite, Amoriete, Kanaaniete en Girgarsiete en Jebusiete. Ons lees tot sover saam uit God se wonderlike woord. Vriende, mag die Here die woord aan ons harte seën en heilig. Nou ons daar reeds gebid, so gaan vanmôre sommer dadelik oorgaan na die tekste van oordenking, vers 17 en 18. Daar staan en na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Vanmôre se tema dan die verbondsgod van die Bybel en ons as mens in die 21ste eeu. Nou vriende, ons het al reeds 'n klomp boodskappe uit Genesis met u gedeel. Ons het begin met die fundamentele waarhede uit Genesis, rondom die skepping, rondom hierdie God van die Bybel, waar sonde vandaan kom, die verlossingsplan wat al reeds in Genesis 3 na vore kom, en al die gepaardgaande dinge. En vanmôre kom ons by hierdie baie belangrike gedagte van die verbondsgod van die Bybel. Nou ek kan al reeds, toe ek Genesis 12 met u hanteer het, kon ek al reeds daaroor gepraat het, maar ek het goed gedink om het oor te staan na Genesis 15, sodat ons hierdie twee dinge in verband kan bring, hierdie twee gedeeltes, en dan ook ander gedeeltes in die Bybel met u kan deel vanmôre. Nou vriende, op 'n stadium toe hulle vir Dr. R.C. Sproul gevra het, sou hulle hom in eensame opsluiting, die Engels praat van solitary confinement, sou hulle hom opsluit in hierdie eensaamheid, wat se boek in die Bybel sou hy graag wou gehad het om daar te lees en te bestudeer? Nou as ek vanmôre vir u moet vra, as ek u moet toesluit, weg van jou vrou, weg van jou kinders, daar's nie werk nie, hier sit jy in die binneste gevangenis, watter boek van die Bybel sou jy graag by jou wou gehad het? Wonder ek wat dit sou wees. En ja, vir my, daar is 'n hele klomp boeke in die Bybel wat vir my uitstaan, maar hy het gesê, die boek wat vir hom uitstaan en wat hy graag sou by hom gehad het, is die boek Hebreërs. Nou die meeste van u sal sê, Hebreërs, dis nie 'n maklike boek om te verstaan nie, maar as u nou vir R.C. Sproul ken, sal u weet, hy was 'n besondere teoloog, 'n man wat geweldige kennis en wysheid gehad het, en hy het hierdie gedagte deurgegee, omdat Hebreërs vir ons 'n baie mooi verduideliking gee, van dit wat Christus kom vervul het, wat in die Ou Testament beloof was. Christus is die vervulling van God se beloftes in die Ou Testament. Op 'n stadium het hy gevra, as hulle hom sou vra, watter hoofstuk in die Bybel sou hy dan wil hê, as hulle dan nie vir hom 'n boek sou gee in die Bybel nie, net een hoofstuk, wat se hoofstuk sou dit wees? En hy het gesê Genesis 15. Genesis 15. En toe gaan die gedagte verder, as daar net een vers in Genesis 15 is, wat jy kon kry om te lees en oor te lees en te oordink en te bepeins, watter vers sou dit wees? En hy het vers 17 uitgewys, en na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. Nou iets sal seker gehoor van jou life verse. Weet nie waar die nonsens vandaan kom dat jy 'n life verse het. Nou 'n vrou het eendag vir hom gevra, R.C., wat is jou life verse? Wat is die belangrikste vers jou in die Bybel? Toe skryf hy hierdie Genesis 15:17 voor in haar Bybel of boek, wat sy vir hom gegee het om te teken. En hy sê, later kry hy oproep van haar, en hy sê vir haar, en sy sê vir hom, R.C., sy seker hier die regte vers neergeskryf. Want hierdie vers wat jy neergeskryf het, sê, en na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar rokende oond en 'n vurige fakkel tussen die stukke vleis deur. En hy sê, dit is die vers in die Bybel wat my die meeste getref het. Want u sien, in hierdie vers gaan ons vanmôre sien hoe die verbondsgod van die Bybel 'n belofte kom maak aan 'n nietige mens, en deur sy teenwoordigheid, die rokende oond en die vurige fakkel, sy teenwoordigheid kom laat gebied, en dat Abraham hierdie teenwoordigheid van God kan aanskou, om te weet dat God 'n waarmaker is van sy woord. En hy self openbaar homself aan Abraham in hierdie baie, baie besondere belofte of verbond, wat hy dan sluit met hom. Nou vriende, as ons kyk na hierdie gedagte van die rokende oond en vurige fakkel, sien ons, kom ons sê gou, waar kom ons nog aan die gedagte dat God homself so bekend maak? Onthou u, Moses, by die brandende bos, ons sien hoe God hom telke male bekend maak in hierdie vuur, die bos sou aanbrand, en Moses kom nuuskierig nader, God praat met hom. Onthou u die volk Israel, die vuurkolom en die wolkkolom, wat hulle elke dag gelei het, wat niks anders as die teenwoordigheid van God was nie, en hier kom God, en hy, in sy volle teenwoordigheid, gaan hy deur hierdie diere wat in twee gesny is, om dan ook te bevestig aan Abraham, dat hy die God is wat nie kan lieg nie. As hy iets beloof, dan doen hy dit.
Hy is die God wat getrou is aan homself, en hy is 'n waarmaker van sy woord. So kom ons val weg met vanmôre se boodskap, die verbondsgod van die Bybel en ons as mens van die 21ste eeu. Die eerste vraag, vriende, is, wat is 'n verbond? Wat is 'n verbond? Of wat bedoel die Bybel as hy praat dat God 'n verbond met die mens gemaak het, of as mense 'n verbond met mekaar maak? Nou vriende, die eenvoudigste definisie is, 'n verbond is wanneer daar tussen twee partye 'n ooreenkoms aangegaan word, wat bindend is op albei partye. 'n Huwelik is niks anders as 'n verbond nie. Jy beloof voor God. Luister, mense skei vandag vir die geringste. Kinders van die Here probeer uit hulle huwelike kom. Mense vra vir my die knaande vraag, maar kan ek nie uit my huwelik kom as my man dit gedoen het, of as my vrou dat gedoen het nie? Dan sê ek nee. Dis 'n belofte wat jy vir God gemaak het. Hou op God inroep as 'n getuie, as jy nie bereid is om einduit deur te gaan met die huwelik nie. Ons weet daar is uitsonderlike gevalle, waar ontrouheid of hoerery plaasgevind het, maar 'n verbond is iets wat God baie ernstig opneem. En daarom is dit 'n bindende ooreenkoms. Dis 'n ooreenkoms waar twee partye 'n belofte teenoor mekaar maak, en in die huwelik byvoorbeeld roep hulle God in as getuie. Hierdie verbond is nie altyd net tussen mense nie, dit kan ook tussen God en die mens wees, soos ons dikwels sien in die Bybel, en wat ons vanmôre bietjie gaan hanteer. Soms is daar 'n hoop stene op mekaar gepak as bevestiging van en herinnering aan die verbond. So as jy verby hierdie hoop stene loop, dan herinner jy jouself aan, hierdie dag was daar 'n belofte gemaak, 'n plegtige belofte, 'n verbond wat dan ook gesluit was. As deel van die verbond was daar ook by tye diere geslag, en verdeel in die helfte soos ons gelees het in Genesis 15. So die eenvoudige definisie van 'n verbond, dis 'n ooreenkoms tussen twee mense, dit kan 'n ooreenkoms wees tussen God en die mens, dis 'n verbond, dis iets wat bindend is, dis iets wat God vir ons in sy woord opgeteken het. Nou vriende, in die Bybel gaan ons na 'n paar verbonde kyk vanmôre. Daar is verskillende verbonde wat gesluit was, en dan praat ons van amptelik en nie amptelik nie. Nou, jy kan vir my vra, nou, wat is 'n nie-amptelike verbond? En daar is baie teoloë wat daaroor praat, en glo my, ek het hierdie week so baie gelees, ek dink op 'n stadium het daar rook uit my ore uitgekom, my verstand was aan die brand, want dis noodsaaklik om by die hart van hierdie waarheid uit te kom. Nou, die nie-amptelike verbonde in die Bybel is dinge waar ooreenkoms aangegaan is, waar God vir die mens sekere opdragte gegee het, maar die woordjie verbond staan nie noodwendig daar nie. By ander verbonde is die woordjie verbond daar, en ons gaan baie gou sien dat van hierdie wat as nie amptelike verbonde gesien word, is eintlik maar 'n verbond wat God gesluit het, en wat ons as 'n verbond kan sien. En jy gaan gou verstaan as ek nou daardeur gaan. En jy moet tog nie in die leuen verval van as daar nie 'n vers in die Bybel is nie, glo ek dit nie. Luister, daar is nie 'n vers in die Bybel dat 'n vrou nagmaal mag gebruik nie. En tog vat 'n vrou en sy gebruik nagmaal. Daar's nie 'n vers in die Bybel wat sê hierdie boek is die Bybel nie. En tog glo ons, dis die Bybel, die 66 kanonieke boeke. Daarom wil ek vir u sê, as ons die Bybel in sy geheel vat, sien ons, dat God nie 'n vers vir elke ding hoef te sê nie. Daar staan nie in die Bybel, jy mag nie rook nie. Jy moet 'n kar ry. Jy moet versekering uithaal op jou kar. Kom ons wees nie belaglik nie. As mense vir my sê, daar's nie 'n vers vir dit in die Bybel nie, dan sê ek, gaan lees in jou Bybel. Want as jy die konteks raak sien, dan sien jy wat God vir jou wil sê in sy woord oor bepaalde kwessies. Ek het gister weer baie gaan nalees oor sekere kwessies en sekere debatte wat daar is in die kerk van die Here. En Doug Wilson het in besonder gepraat oor die gedagte van die doop. Hy was eers 'n baptist gewees en hy het oorgegaan om nou kinders te doop, en hy gee so mooi uiteensettings waarom hy dit doen. Nie omdat daar vers in die Bybel is daaroor nie, maar omdat God se woord in geheel gesien moet word by hierdie bepaalde dinge. So kosbaar gewees toe ek het luister, en toe besef ek ook wat hierdie verbonde aanbetref. Die woordjie verbond hoef nie daar te staan nie, maar ons kan sien dat dit deel van die verbondsgod van die Bybel is. Die eerste ene dan, wat volgens die teoloë 'n nie amptelike verbond is nie, maar tog baie duidelik gesien kan word in die Bybel, is die verbond tussen God drie-enig van alle ewigheid af, om die verlosser te stuur. Met ander woorde, in die goddelike raadsplan van ewigheid af, het God bepaal om die verlosser te stuur. En ons sien dit in verskillende plekke in die Bybel. Handelinge 2 vers 23, hoor wat staan daar? Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is.
Waarom is Christus oorgelewer? Omdat voor die grondlegging van die wêreld, het God bepaal binne homself, as drie-enige God, dat daar 'n verlosser sou kom. Mense dink dat die verlossingsplan uitgedink is die dag toe Adam en Eva gesondig het. Toe sê God, wat gaan ek nou doen? Kan jy glo hulle die vrug geëet? Kom ons hou gou raad, wat gaan ons doen om hierdie probleemsituasie op te los? Dis nie die God van die Bybel nie. Nog voor Adam en Eva geskape was, het God al reeds in homself bepaal en beskik dat daar 'n verlosser sou wees. Handelinge 4:27 verduidelik uiteindelik vir ons baie beter, want waarlik Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus wat u gesalf het, hoor nou, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. God drie-enig het binne homself 'n verbond gesluit om 'n verlosser na hierdie aarde te stuur. En ons kan vanmôre net sê, ons eer God daarvoor. Dat aan die mens gedink het, wat in sonde sou val, in rebellie teenoor hom sal opstaan, maar hy het bepaal en beskik om 'n verlosser te stuur. Net ek gaan dit baie vinnig met u hanteer. Die tweede ene, wat nie uitdruklik as 'n verbond genoem word nie, is die werksverbond. En jy sal sê, ja, ek gaan nie met jou saamstem met hierdie enetjie nie. Die verlossingsene is vir my nog goed, maar hierdie werke storie is vir my nie lekker nie. Voor die grondlegging van die wêreld sê die Here aan Adam en Eva, dat hulle die aarde moet vul, bewerk en bewaak. Werk is nie 'n straf nie. Gepraat moet van die mense wat vriende hulle werk verloor het. Dan sal jy gou agterkom hoe hulle smag om net in die môre op te staan om te gaan werk. Dit ons kla ons oor wat by die werk aangaan in die vroeë ure wat ons moet opstaan en die laat ure wat ons moet werk. Kom ons dank God dat hy hierdie opdrag vir ons gegee het voor die sondeval en dat ons ook God kan verheerlik daardeur. Hoor dit staan in Genesis 1:28, daar staan, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Voor die sondeval was dit 'n plesier. Na die sondeval het dit so 'n mate van 'n bitterpil geraak, né? Want die aarde sou nou dorings en distels voortbring. Daarom moet u tog nie die sondeval gering ag nie. Dit is een van die grootste gebeurtenisse op aarde wat die lewensgang van die mens onherroepelik verander het. Die Here sê in Genesis 2:15, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Die derde ene vanmôre, die verbond wat nie uitdruklike verbond genoem word nie, is die genadeverbond na die sondeval. Genesis 3:15, die moederbelofte. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sê die kop vermorsel, jy sal hom in die hakskeen byt. Hier kom God met 'n eedswering en hy sê vir Satan, jou kop sal vermorsel word. Maar vir die vrou, daar sal sekere pyn en sekere lyding wees ook in die geboorte van die kinders. Julle sal sterwe omdat julle my verbond oortree het. Maar God dink in genade ook aan die mens, en in hierdie moederbelofte sien ons die genadeverbond van die Here. Ons sien so deeltjie daarvan, terwyl die Bybel 'n boek van progressiewe openbaring is. Onthou jy nog wat ek gesê het? Het die Bybel eenslags uit die hemel geval, soos die boek van Mormon? Jy weet mos, daai Joseph Smith het die 2 goue plate gekry, toe vertaal hulle dit is die boek van Mormon. Het jy al hy nonsens gelees? Wow! En dat soveel duisende intelligente mense om navolg, is vir my, dis mind-boggling. Maar die gedagte is net, die woord van die Here is 'n boek van progressiewe openbaring. 40 verskillende skrywers, oor 'n tydperk van omtrent 1500 jaar, het hierdie waarhede neergeskryf, sodat ons dit kan hê. Woorde van God, woorde van wysheid. En ons sien ook baie duidelik dat hierdie genadeverbond al hoe meer omvou word en vir ons baie duidelik uitgestippel word, soos ons deur die blaaie van die Bybel lees. So dis die 3 verbonde wat as nie amptelik gesien word nie, en tog sien ons baie duidelik God se ooreenkoms, God se belofte, God se verbond, wat hy dan ook hier na vore laat kom. Die straf wat God aankondig en die kwessie dat die aarde bewerk en bewaak moet word en van ewigheid af dat hy 'n verlosser sou stuur. Maar die eerste verbond wat ons in die Bybel sien, is die verbond wat God met Noag gesluit het. Nou vriende, hierdie verbond was in 'n groot mate die voortsetting van God se verlossingsplan, want as almal op aarde verdelg was, moes God van vooraf geskaap het. Noag, sy vrou, 3 seuns, met hulle 3 vroue,
was gespaar, 8 mense in die ark, en die Bybel sê vir ons dat die groot vloed kom met die Here hulle gespaar. Maar hierdie verbond was ook gewees dat die Here aan die mens in sy breë 'n belofte gee, 'n verbond moet hulle aangaan, dat hy hierdie aarde nie weer deur water sal oorspoel nie. Kom ek lees vir u. U ken almal hierdie verbond, Genesis 6 vers 18. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. Met ander woorde, God gaan hulle spaar van hierdie groot vloed wat hy stuur, die wêreldvloed wat hy stuur. Maar God sê, my genade sal groot wees, ek gaan 'n verbond met jou aangaan, ek gaan jou spaar en jou vrou en jou seuns met hulle vroue. En nou lees ons, nadat hulle die ark uitgekom het, Genesis 9:11, en ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees op die aarde, om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle, en al die lewende wesens wat by julle is, vir ewige geslagte. My bo gee ek in die wolke, dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. Dit as ek kyk na oorstromings, en ek sien daai massas water, en die skade wat water kan doen, dan wonder ek by myself, hoe was die groot vloed gewees? Luister, die Bybel sê die fontein het oopgebars, en van bo die sluise van die hemel oopgegaan. Water net waar jy kyk. En almal is verdelg, behalwe Noag, sy vrou, sy seuns, sy skoondogters en die diere wat saam met hom op die ark was. So tyd terug toe speel ons bietjie golf daar op Pinnacle. Dis 'n mooi baan daar in die Kaap, Mossel Bay, een van die mooi plekke in ons land. En toe kom maar so reënboog, toe staan hy so uit. Pragtig om die see te sien, en dan die golfbaan, obvious nou, né? Soos die lunchbar advertensie sê, obvious. En dan die reënboog wat daar is, en jy besef, God maak 'n belofte met die mens, dat hy ons nie weer deur water sal verdelg nie. Wie kan gou vir my sê, hoe gaan God hierdie huidige hemel en aarde verdelg? Deur vuur. 2 Petrus 3 sê dit vir ons baie duidelik. So hierdie verbond is 'n verbond wat die Here met Noag en sy familie gesluit het, maar ook met ons as mens. Ons sien nog die verbondsteken wanneer ons die reënboog sien en die Here hierdie verbond nakom. Hy's getrou aan sy eie woord en hy kom dit na. Dan is die verbond met Abraham. Nou vriende, ons het al reeds gesien, ons vir u gelees in Genesis 12, dat die Here vir Abraham gesê het, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis, dis nou Genesis 12, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou groot nasie maak en jou seën en jou naam groot maak, dat jy seën sal wees, en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Die groot nasie gedagte, né? Nou sê vir my, hoeveel jaar het verloop tussen Genesis 12 en Genesis 15 wat ons vanmôre gelees het? Wie kan vir my sê, vinnig? 14 jaar. 14 jaar het verbygegaan vandat God vir Abraham beloof het, dat hy 'n groot nasie sal wees. Op daai stadium was Abraham al 90. Luister, as hulle vir my sê, ek sal op 90 'n kind hê, wil ek vir u sê, en dan word ek later 94, of nee, Abraham was so 85 gewees, hy is nie op 99 pa geword, maar die gedagte nog steeds, op daai hoë ouderdom, hierdie belofte kry, en die Bybel sê, daai jare gaan verby, en Abraham moes God bly glo. En nou kom ons aan Genesis 15, daarop lei die Here hom na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel, en tel die sterre, as jy hulle kan tel, en hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. Vers 18 sê, op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit, 'n plegtige belofte aan hom gemaak. God wat getrou is aan homself, sê vir Abraham, dat hy 'n groot nasie sal wees. Nou vriende, daar is sekere dinge, wat in hierdie verbond na vore kom. Die vraag is, wat behels hierdie verbond? Die groot nasie gedagte, tydelike en geestelike voorspoed en seëninge, sy naam sal groot wees, uit sy lendene sal die Messias voortkom, as 'n seën vir die nasies. Die besnydenis was 'n teken gewees, en die bevestiging van die verbond 14 jaar later in Genesis 12, en dan Genesis 15 en Genesis 17. Nou baie interessant, ek het so 'n tyd gelede 'n predikant gehoor wat sê, dat God en ons staan in 'n verbond met mekaar, en alles wat die Here sin is myne. Hy sê so, jy kan van die Here eis wat jy wil hê. Dan gebruik hulle Psalm 2 waar die Here eintlik praat oor die seën, eis van my wat jy wil hê.
en ek gee nasies in jou hande, niks te doen met my en jou nie, maar hulle vat die skrif en hulle vat hier 'n versie en daar 'n versie en daar 'n versie en dan sit hulle hierdie prentjie by mekaar en hulle skilder hom vir jou af asof dit klink of jy amper van God kan bel en bestel. 60-60. Here, ek het dit nodig en ek het dit nodig en u ding miskien is ligsinnig vanmôre, maar luister, gaan luister na die meeste predikers op televisie. Gaan luister na die meeste predikers wat 'n sogenaamde gereformeerde kerke vandag is. Hulle verstaan nie die verbond God van die Bybel nie en ook nie die verbond wat die Here gesluit het nie. En hulle redenasie gaan min of meer so: omdat ons in 'n verbond met God staan, alles wat syne is myne, kan ek van hom vra net wat ek wil. En hierdie predikant het spesifiek goed genoem, soos tydelike voorspoed, geld en voorspoed ensovoorts, maar hy het ook die uitlating gemaak, selfs jou kinders kan jy van God eis. Here, jy sal hulle red. En ek dink by myself, ek dink hierdie ou het seker die boek van Mormon gelees. Want die God wat hy in die Bybel gesien het, is nie die God van die Bybel nie. Want ek het so gedink aan arme Samuel. Die Bybel sê van Dan tot Berseba het Samuel 'n getuienis gedra dat hy 'n heilige man was. En daarna soek die volk 'n koning, want sy seuns het God nie gedien nie. Dink aan Dawid. Sy eie seun Absalom kom in rebellie teenoor hom. En hy sterf hierdie vernederende dood. So Samuel het nie van hierdie verbondsgedagte geweet dat jy kan eis van die Here nie, en so ook nie Dawid en verskillende ander nie. Selfs wat die voorspoed aan te betref, het Paulus seker hierdie verse gemis in die Bybel. Want Paulus sê ek het geleer om ver genoeg te wees. Ek weet wat dit is om honger te wees, wat dit is om naak te wees, wat dit is om versadig te wees. Jy sien, wanneer ons kyk na die verbond wat God met Abraham sluit, is al hierdie gedagtes nie op my en jou van toepassing nie. Dit is interessant dat ons altyd die voorspoed wil hê en die rykdom. Maar die baie kinders, nee, Here, nee, time out hierso, regtig. Hulle gaan al die geld opeet wat u vir my gee. So kom ons hou dit by 2 kinders, 'n lekker kar, vakansiehuis, 'n huis, al daai goed is ons tevrede mee, maar sorg u vir ons in hierdie raamwerk. Dis nie wat hierdie verbond oor gaan nie. Die eintlike gedagte is dat die Here Abraham sal ryklik seën en dat die Here vir hom 'n nageslag sal gee en uit die nageslag sal die Messias gebore word. Ons moet vinnig deur dit gaan. Ons dink aan die verbond met Moses en dan ook Israel. Ons kyk by Sinaï. Die volk het uit Egipte getrek en in Deuteronomium 4 vers 13 staan daar: toe het hy aan julle sy verbond verkondig wat hy julle beveel het om te doen. Die 10 woorde en dit op 2 kliptafels geskrywe. Die teken van die verbond, die 2 kliptafels, die 10 gebooie wat as basis gedien het hoe Israel anders te moes lewe as die volkere in hulle omgewing. Vers 14 ook: het die Here my in die tyd bevel gegee om julle die insettinge en verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land waar julle oortrek om dit in besit te neem. Nou vriende, wat was die gedagtes? Die verbond het ingesluit die besnydenis. Ek kan nie vir u vanmôre alles lees nie, maar die besnydenis was 'n seëlende teken gewees. Die vyande moes verdryf geword het. Die land moes in besit geneem word en daar was sekere voorwaardes wat God gestel het. Hulle moet God se gebooie onderhou, moet 'n heilige volk wees, eenkant gesit vir die meester. Hulle moet 'n seën vir ander volkere wees in hulle aanbidding van God en hulle heilige leefwyse. Nou vriende, daar is sekere dinge wat op ons van toepassing is, en daar is sekere dinge wat nie op ons van toepassing is nie. En mense sê vir my, hoe kan jy onderskei tref van die skrif? Dan sê ek baie maklik, nie een van julle het vanmôre met 'n lammetjie hier aangekom nie. Nie een van julle het my gevra offer aan God, dat ons sondes vergewe word nie. Ons het nou 'n ewige hoofpriester. Daar sekere van die wette oor hulle dieete gewees wat verander het. En ons sien sekere van hierdie goed wat ek al reeds oor gepreek het, maar die gedagte net, die hoofgedagte, God gee sy wet en sy woord en hy sê, luister en jy sal lewe. Rebelleer en jy sal sterwe. Dis 'n beginsel wat ons reg deur die Bybel sien. Terwille van tyd, vriende, want daar's nog baie wat ek wil sê. Die verbond met Dawid, kom ons kyk gou-gou, baie dieselfde as die verbond met Abraham. 2 Samuel 7:12. As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal ek jou nakomelinge wat uit jou liggaam sal voortkom, of jou nakomeling, laat optree en sy koningskap bevestig. Hy sal vir my 'n huis bou en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. 2 Kronieke 13:5. Behoort julle nie te weet dat die Here, die God van Israel, die koningskap oor Israel aan Dawid vir ewig gegee het, aan hom en sy seuns as 'n sout verbond nie? En ons sien baie duidelik hoe na Dawid wie op die troon gesit? Sy seun Salomo.
sy seun Salomo, hierdie wyse man wat soms so dwaas opgetree. Die verbond het ingesluit, die Here sal Dawid seën, sal sy koninkryk bevestig, sy seun sal op sy troon sit, sy seun sal vir die Here 'n huis bou waar hy sy troon en sy naam sal vestig, uit sy lendene sal die Messias gebore word as die ewige en enige ware koning. Gaan lees die geslagregister in Matteus 1 en u sal duidelik sien hoe Dawid sy naam in hierdie geslagregister na vore kom. Dan kom ons vriende by die nuwe verbond uit. Dis nou die verbonde wat ons nou raak sien in die Ou Testament, en nou kom ons by die belangrikste uit, en ek moet bietjie jaag terwille van die tyd, want die nuwe verbond, vriende, is die vervulling van dit wat God in die Ou Testament beloof het. Wat behels die nuwe verbond? Die nuwe verbond is in besonder hierdie vervulling van baie wat die Here in die Ou Testament beloof het aan Adam, Noag, Abraham, Moses, Dawid en sy volk. Daarom kan jy nie die Ou Testament van die Nuwe Testament losmaak nie. Daarom kan jy nie die twee apart lees en sê, ek glo hierdie, maar ek glo nie daardie nie. Die hele Nuwe Testament leer vir ons, dat die Here die een is, wat in Christus vir ons kom vervul het dit, wat hy beloof het van Adam af, dwarsdeur, tot en met sy volk, dwarsdeur, totdat die Bybel vir ons in Openbaring sê, wanneer hy op die troon van Dawid sal sit, en dan ook vir ewig sal regeer. Vriende, hierdie verbond is ingestel, of verbond is ingestel deur Jesus Christus. Hierdie verbond beklemtoon die vergifnis van sondes en 'n getransformeerde verhouding met God deur geloof in Jesus Christus. En ek gaan vir u 'n paar verse net lees om vir u hierdie skakel te bring tussen die Ou Testament en hoe Christus in die nuwe verbond dit kom vervul het. En dan gaan ons by Genesis 15 uitkom, hoor. Net so voor u nou dink is amper klaar. Skep moed. Lukas 1:54. Hy het sy knegt Israel bygestaan, sodat hy aan sy barmhartigheid sou dink, soos hy tot ons vaders gespreek het, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Waaroor gaan Lukas 1? Die aankondiging van Christus se geboorte. En die woorde is baie duidelik, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Onmiddellik het die eerste hoorders dit teruggevat na die verbond wat God met Abraham gemaak het, en dat hierdie Christus 'n vervulling is van hierdie verbond wat God gesluit het. Luister vriende, Christus kon vanuit die ewigheid as 'n man neergedaal het met 'n geweldige vertoon. Met engele en serafs en berge wat skeer, en hy kon geland het op Golgotha en gesê het, ek gaan vinnig sterf en ek gaan terug hemel toe. Maar dis nie hoe God het bepaal het nie. Hy sou gebore word uit die maagd. Hy sou 'n heilige lewe leef, om vir ons dan ook hierdie wonderlike, kosbare geregtigheid te gee, wat ons nou na gaan kyk. Sy volmaakte lewe word ons volmaakte lewe, die dag wanneer ons gered word, en God sien my nie meer in my sondigheid nie, maar sy seun. Daarom is Christus die vervulling van al die Ou Testamentiese verbonde en beloftes, en ook dit wat die Here vir Abraham gesê het. Lukas 1:68, ek gaan nog net 'n paar verse vir u lees. Geloof sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het, en vir hulle verlossing teweeggebring het, en 'n horing van heil vir ons opgerig het, in die huis van Dawid, sy knegt. Soos hy gespreek het, deur die mond van sy heilige profete van ouds af, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders, en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee, dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor hom, al die dae van ons lewe. Dawid word ingebring hier. So die God wat verbond gesluit het met Abraham, verbond gesluit het met Dawid, is ook die God wat met ons die verbond sluit, wat ons sal sien in die Nuwe Testament. En vriende, dit bring ons by vanoggend se gedeelte. In hierdie gedeelte sal ons sien dat die Here met Abraham 'n verbond sluit, en dat die hart van die verbond ook op ons van toepassing is, in die redding van ons siel. Het u nog moed om te luister? Ok, daar is dan so 'n paar ander ouens sê, u kan maar vrymoedigheid neem, ek het ou dik vel, ek sal nie aanstoot neem, en ek gaan in elk geval aangaan, so. Net 3 gedagtes. Vrees nie, ek is vir jou 'n skild. Hoe die verbond wat ons in Genesis 15 van lees, op ons van toepassing is, in die gedagte, vrees nie, ek is vir jou 'n skild. Ek is jou geregtigheid. Ek het jou uitgelei om jou ook in te lei. So kom ons gaan vandag deur hierdie gedagtes. Eerste ene, wat ons vanmôre saam gelees het, die verbond wat God met Abraham gemaak het,
Die gedagte van vrees nie, ek is vir jou 'n skild. Die Bybel sê baie duidelik, na hierdie dinge het die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie Abraham, ek is vir jou 'n skild en jou loon is baie groot. Toe vra Abraham, Here, u sien kleinletters, hoofletter, die hoofletter 1 is die verbondsgod, die God wat homself bekend gemaak het aan Moses as die ewige ek is, God in sy attribute vasgevang, God in sy attribute vir ons geopenbaar. Die Bybel sê, toe vra Abraham, Here, wat sal u my gee, aangesien ek sonder kinders heen gaan, en die erfgenaam van my huis die Damaskener Eliezer is? Verder het Abraham gesê, aan my het u geen nageslag gegee nie, so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. Nou vriende, die gedagte van die Here vir Abraham sê, is vrees nie. Die vraag het in my opgekom, hoekom sal die Here vir Abraham hier sê, vrees nie? Onthou jy wat ons laasweek oor gepraat het? Abraham was uit sy land geroep, uit Ur van die Galdeers, weg van sy pa en sy mense, saam wie hy afgode gedien het. Hy het saam met Lot getrek. Lot gaan woon tot by die grens van Sodom. Onthou jy dit? Onthou jy? Lot se vrou, ek het vanmôre iets komies gehoor. Jenandi vra dogters laasweek nou, waarom is Lot se vrou dood? En hulle sê natural causes. Sy is eintlik dood aan unnatural causes, né? Sy het 'n soutpilaar geword. Maar die Bybel sê vir ons, daar's 4 konings wat 'n inval gedoen het in Sodom, en hulle het vir Lot en sy vrou en sy kinders weggevat. En Abraham kom en hy gaan red vir Lot, en hy bring hulle terug na veiligheid toe. En die Bybel sê vir ons, heel moontlik was dit die rede waarom die Here vir Abraham gesê het, vrees nie. Moenie die konings vrees nie. Moenie mense vrees nie. Maar vrees God. Dit kan wees dat Abraham in hierdie geval gesê het, Here, maar wie sal my nageslag wees? U het 'n belofte gemaak, maar u kom dit nie na nie. Here, asseblief, geef my 'n teken, sê vir my wat aan die gang is. En ag vriende, die Here kom en hy sê vir Abraham, vrees nie. En dan sê hy vir hom, ek is vir jou 'n skild. Figuurlik gesproke sê die Here eintlik vir hom, ek is jou beskermheer. Ek is jou bewaarder. Ek is die een wat jou onder my vleuels sal wegsteek, Psalm 91, wat ons so graag lees. En wat is die toepassing vanmôre op ons, vriende? Eenvoudig, ons vrees dikwels. Ons vergeet aan wie ons behoort. Die Here sê vir Abraham, vrees nie, ek is vir jou 'n skild. Sal die Here vir hom sê, moenie vrees nie, as daar nie vrees in sy binneste was nie? Die Here kom ontmoet hom in hierdie bepaalde tyd in sy lewe, waar vrees hom heel moontlik oorweldig het, en die Here sê, Abraham, luister, vrees nie, want ek is jou bewaarder, ek is die een wat jou beskerm, ek is die een wat jou onder my vleuels sal wegsteek. En ek twyfel dikwels, ons vrees dikwels, ons kyk na ons omstandighede in die land, en ons vrees dat ons ekonomie in duie sal stort, en ons is bang vir dat mense sal inbreek en steel, en hoe sal ek oorleef op my pensioen, sal dit genoeg wees, sal ek op my ou dag versorg wees, en so vrees ons, een ding op die ander ding, terwyl die Bybel vir ons baie duidelik sê, vriende, daar in 1 Johannes 4 vers 18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Wat wil die Here vir ons sê? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie nodig het om te vrees nie. Dis eintlik in beginsel wat daar staan. As ons aan die God van die hemel en aarde behoort, die verbondsgod van die Bybel, het ons nie nodig om te vrees nie. Miskien iets komies net hier inbring, ons staan nou die dag, ons het aansoek gedoen vir ons ID-kaarte, nou jy weet, dit is 'n geweldige plesier om dit te doen, en vriendelikste mense wat jy kry, jy staan glad nie in rye nie, maar die aansoek het nie te sleg gegaan nie, want ons het dit in George gedoen in die Weskaap, toe ons daar was met vakansie. So ek het eintlik gewerk op my vakansie, ek wil net vir jy sê. Maar hulle sê toe, hulle gaan ons kaarte na Benoni se binnelandse sake stuur. En ons besluit toe, ons skep moed, en ons besluit ons gaan Benoni binnelandse sake toe. Ons kom so 11 uur daaraan. En ons sê, ons is hier om ons ID-kaart op te tel. En hulle sê, go stand in the queue. Nou, daar is omtrent 6-7 mense voor ons, en ons is half, yes! 4,5 ure later. Ok, daaroor gaan ek nie praat nie. Maar terwyl ons in die ry staan,
nou staan hier 'n ry, en die ry word al hoe langer, en hier staan 'n ry langs ons, en oorkant ons staan 2 rye, en daar sit, dis massas mense. Nou kom 'n ou met 'n motorfiets verbygery, en Calvin sê, kan jy glo, dat hierdie ou in 'n motorfiets in hierdie dorp rondry? Het hy nie verstand nie, dis gevaarlik. En ek kyk hom so, ek sê vir hom, ek sê, hier staan ons in Benoni, ons staan soos 'n lig, helder wat skyn, oor ons kleur, tussen almal met ons selfoon in ons hande, en daar staan ons, wag ons vir ons ID's, 4,5 ure. Maar die Bybel sê, as ons aan God behoort, is ons nie hals oor kop of onnosel, of ons doen simpel dinge nie, maar ons nie nodig om te vrees nie. Want as my laaste dag op aarde is, sal ek sterf in die ry. As dit nie my laaste dag is nie, gaan ek my kar kry, en ek gaan in my kar klim, en ek gaan huis toe ry. En dis die beginsel wat die Here vir Abraham wil deurgee, vir my en jou vanmôre wil deurgee. Vrees nie, daar sal geen haar van jou hoof afval, sonder dat die Here dit weet nie. Die Here sê vir ons baie duidelik in sy woord ook, daar in Efesiërs 6:16, behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. Die skild van die geloof, my geloof in God, wat 'n geskenk van God is my 'n skild wat my beskerm, ook in tye wanneer ek vrees. Vrees is 'n natuurlike reaksie in 'n mens se lewe. Maar as vrees oorweldigend raak, en ek kan nie meer normaal funksioneer nie, moet ek die Here vra dat hy my vrees tot ruste sal bring in sy getrouheid. Die getroue God sê vir Abraham, moenie vrees nie, want ek is vir jou 'n skild. Nou vriende, ek gaan nie al die verse vir u deurgee vanmôre nie. U kan Romeine 8:15 deurgaan, wat sê dat die Here vir ons nie 'n gees van slawerny gegee het om weer te vrees nie. Hebreërs 13 vers 6, die Here is vir my 'n helper, daarom sal ek nie vrees nie. 2 Timoteus 1:7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ek wil vanmôre begin deur vir u te sê, dieselfde wat die Here vir Abraham sê, sy vanmôre vir u as gemeentelede, as besoekers, as mense wat inluister, in hierdie 21ste eeu. Hy sê vir ons, luister, moenie vrees nie, ek is vir jou 'n skild. Ek sal jou beskerm, tot op daardie bepaalde dag, wanneer ek jou oproep na my heerlikheid. Beteken nie dat dit niks met Abraham gebeur nie. Gaan lees Abraham se lewe, ons gaan verder deur Abraham se lewe werk. Maar God wil hê, ons moenie met in vrees vasgevang wees nie, maar ons moet met vrymoedigheid lewe, omdat ons weet, God is op die troon van die hemel, en hy maak van die aarde die voetbank van sy voete. Dit gryp my in my hart as ek hoor hoe sendelinge na Afrika lande gaan, selfs plekke waar daar kannibale is, hulle gaan om sendingwerk daar te doen. As jy met hulle praat, sê hulle, maar dit is 'n opdrag van God, en ek sal nie vrees nie. Ek wil jou vra dat u en ek ons vrees by die kruis sal laat, en vra, Here, help ons om met vrymoedigheid te lewe. Die tweede ene, die Here sê vir Abraham, ek is jou geregtigheid. Hoor, dit staan daar, Genesis 15 vers 6, en hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. Nou, geloof is 'n geskenk uit die hand van God, ons weet dit, ons het al daaroor gepraat, so ek kan nie vanmôre te veel daaroor praat nie, maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat Abraham nie geglo het aan God nie. Hy het nie geglo dat God een of ander wese is wat iewers te bestaan nie. Letterlik staan hierso, Abraham glo God, en is hom tot geregtigheid gereken. Wat is die verskil? Daar is baie mense op pad hel toe wat glo in God, wat glo daar is 'n God, maar wat nie God glo nie, wat nie uit genade gered is nie, wat nie gewas is in die bloed van die lam nie, wat nie behoort aan die God van die Bybel nie. Dis die verskil. Abraham het God geglo. En die Bybel sê dis om tot geregtigheid gereken. Die Engelse woordjie vir geregtigheid is die woordjie righteousness. Righteousness is 'n regsterme, baie interessant, is 'n regsterme wat 'n implikasie het op die hede, maar 'n uitwerking het op die toekoms. Soos die Bybel vir my sê, dat die Here Abraham se geloof tot geregtigheid gereken het, beteken dit, Abraham het nie tot bekering gekom nie, hy het al reeds toe die Here hom uit van die Galdeërs gelei het, maar die Here kom en hy sê, dat hierdie God wat hom gered het, is dieselfde God, wat hom regverdig verklaar het. Abraham hoef nie te vrees nie, want as God 'n goeie werk begin, sal hy dit volëindig, hy sal dit voortsit.
En Abraham moes net weer 14 jaar later hierdie bevestiging kry, en nou gaan ons na die Nuwe Testament toe. En ons sien dat hierdie God, die beloftemaker, wat vir Abraham in hierdie verbond opgeneem het, en vir hom gesê het, Abraham, ek het vir jou dit tot geregtigheid gereken, kom in die boek Romeine. En Paulus kom en hy bring hierdie selfde gedagte deur na ons kant toe, want jy sien, hy maak dit van toepassing op ons redding, en op ons verlossing uit genade deur geloof. Romeine 4 vers 3, nou jy het dit seker almal gelees, maar ek gaan dit net vanmôre vir u op die bord wys. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. So een ding wat ek kan weet, is dat Paulus die Ou Testament in sy hand gehad het. Tweede plek, hy het dit gelees. Derde plek, hy het dit geglo. Hoor dit staan nie so. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. So wat wil Paulus vir ons sê? Kan werke ons red? As u nou barmhartigheidsdiens doen elke week, u gee geld vir die kerk, u straf u liggaam dikwels, u vas 3 keer 'n week, u bid lang gebede, u bring u kinders sonnaskool en katekisasie toe, kan hierdie goeie werke u red? U vloek nie, rook nie, drink nie, oreer nie, kan dit u red? Nee. Paulus sê juis, as jy wil werk vir jou saligheid, gaan jy nooit die hemel sien nie. Want dan gaan jy eendag vir die Here sê, luister, ek verdien meer, want ek het soveel werke gedoen in vergelyking met die ander een. So, as ons glo in God, dan glo ons kan onsself nie red nie. Ons beste werke is 'n verwerplike kleed voor die aangesig van die Here. My geloof wat God in my hart opwek, in hom bring my geregtigheid. Met ander woorde, deur die geloof word ek van my sonde vergewe, ek word vrygespreek, ek word regverdig voor God verklaar. Dis 'n daad wat in die hede plaasvind, en dit het 'n uitwerking in die toekoms ook in my lewe. Daar is nog 'n gedeelte wat dieselfde sê, Romeine 4 vers 20. Nou praat hy weer oor Abraham, en hy sê hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig, dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom tot geregtigheid gereken, maar dit is nie alleen om sy omwil geskrywe, dat dit hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade, en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Vriende, wat probeer die apostel Paulus hier vir ons sê? Het Abraham op 'n stadium getwyfel? Hoekom het hy getwyfel? Want sover ek weet het Hagar swanger geword. En die Bybel sê vir ons, daar was 'n man betrokke met die naam van Abraham. Want sy vroukie het aan toe gekom en ons sê, Abraham, luister gou man, die dinge werk nie lekker nie, jy is oud, ek is oud, hierdie dinge gaan nie werk nie, Hagar is nog redelik jonk, gaan by haar in, sy gaan op my knie gebaar, dan is dit myne. Hoe kan die duiwel nie vir ons lieg nie? Luister, jy kan op wie se knie gebaar, dis jou kind. Daai kind het jy gedra vir 9 maande. En ons weet wat gebeur het, nadat Hagar vir Ismael gehad het, toe begin die oorlog in die huis. Luister, as jy 'n tweede vrou vat, maak gereed vir geweldige probleme. Of word president in die land en hulle sorg vir hulle, nee? Maar hoe dit ook al mag sê. Die gedagte is net is, die Bybel leer vir ons baie duidelik, Abraham het op 'n stadium getwyfel. Hy het gesondig en hy het die hartseer gevolge gedra van die sonde, en tot vandag toe dra ons as wêreld die gevolge van die sonde wat ons nou sien in die Midde-Ooste wat aan die gang is. Die hartseer is dat Abraham getwyfel het, maar het nie daar gebly nie. Ons kan ook baie keer twyfel, is ek 'n kind van God? Het die Here my siel werklik gered? Is ek regtig geregverdig voor God deur Christus Jesus? Dan wil ek vanmôre vir jou kom bemoedig. Dieselfde belofte wat die Here aan Abraham gee ook aan ons. Hy sê in sy woord in 1 Korintiërs 1 vers 30, maar deur hom is julle in Christus Jesus wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Ek staan vanmôre hier en ek kan vir u sê, op grond van wat God in sy woord sê, sal ek die hemel sien, en dis al.
As dit moet gaan oor my werk of wie ek is of wat ek doen, sal ek die hemel in der ewigheid nie sien nie. Daar's een wat vir my pleit by die Vader, dis die ewige hoëpriester Jesus Christus en sy geregtigheid wat aan die kruis vir my bewerk het, die regsterme. My skuld het oorgegaan na Christus, sy onskuld het oorgegaan aan my kleed van sonde het hy uitgetrek en op hom geneem en my sy kleed van geregtigheid aangetrek, om het vereenvoudig te verduidelik. Die Bybel sê 2 Korintiërs 5:21, want hy, dit is God, het Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Daarom as ons roem ons in Christus en in Christus alleen. 'n Kerk wat eie is aan God se woord, maak baie van Christus. Dit maak nie baie van health, wealth en prosperity nie, dit maak nie baie van allerhande goed en dinge waarmee ons onsself besig hou nie, dit gaan oor die gemeente is Christus gesentreerd. Ons staan op in die môre om Christus te verhoog, ons eer hom vir sy verlossingswerk, want hy is my geregtigheid. Daarom belangrik om dit te sien, en nou gaan ek afsluit. Hy het ons uitgelei, hy het Abraham uitgelei om hom in te lei. Hierdie was vir my die kersie op die koek. Die hoogtepunt van hierdie boodskap, volg saam, wat 'n wonderlike waarheid staan net nie in God se woord nie. Kom maar reeds van die verbond van Abraham, van toepassing op my en jou, Genesis 15:17, verder het hy vir hom gesê, ek is die Here wat jou uitgelei het uit Ur van die Galdeërs, om jou hierdie land in besit te gee. En hy sê, Here, waaraan sal ek weet, dat ek het in besit sal neem, en ons ken nou die hele verhaal, van hierdie diere wat opgedeel is, en hoe hulle teenoor mekaar gestel is, en die Here kom deur, en hy is hierdie brandende vuuroond, en hy kom vervul, of kom ek sê, kom bevestig hierdie verbond, dan met Abraham. En die Bybel sê vir ons, dat die volk Israel die land Kanaan beerwe het, en dat hulle hierdie land Kanaan in besit geneem het, volgens die belofte van die Here. Maar, daar is meer. Dink jy dat Abraham hierdie besondere verbond net gesien het as die fisiese land Kanaan? Jy kan maar vir my sê. Ja of nee? Nee. Hoekom het hy nie net gesien as die fisiese verbond nie? Want as u die boek Hebreërs lees, onthou vir Arsie Sprul, gunsteling boek is, Hebreërs gunsteling hoofstuk, Genesis 15 gunsteling vers, Genesis 15:17. Hoor dit staan in Hebreërs 11 vers 8 tot 16. Deur die geloof. Wat is geloof? Die vaste vertrou op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat na hom soek. Deur die geloof het Abraham, u sien sy naam het nou verander, want God het sy naam verander, né? Abraham. Okay. Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Vers 9, deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in die tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte, want hy het die stad verwag, wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. In Genesis 15 gee God 'n verbond. In die 21ste eeu, op die 20ste Julie, dink ek, nee, is vandag 20 Julie, het julle gesê. Okay, 20 Julie 2025, kom maak God presies dieselfde belofte. Suid-Afrika's nie ons blywende bestemming nie. As kinders van God, wat God se geregtigheid ontvang het, dank ons die Here vir hierdie land, en ons dank die Here vir die voorregte in hierdie land, en die feit dat ons die evangelie nog ongehinderd kan verkondig, en ook kan aanhoor. Maar ons verlang na 'n stad, wat sy fondamente nie kan wankel nie, wat sy regering nie korrup kan word nie, wat sy paai nie vol potholes val nie, waar daar nie trane en moeite en verdriet is nie, en dis wat die Bybel sê, want hy het 'n stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is. Vers 11. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het, wat het beloof het. Het sy op 'n stadium getwyfel? Ja. Het Abraham op 'n stadium getwyfel? Ja. Maar twyfel vir 'n kind van die Here is nie iets blywends nie. Dis soos onkruid wat tydig en ontydig opkom, en ons pluk dit uit, en ons sit die gifdoder daarop, van die woord van die Here, wat ons geloof versterk.
Die Bybel sê, in die geloof het hulle almal gesterwe, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was. Luister, 'n kerk wat vanmôre vir jou gemaklik wil maak in hierdie wêreld, en vir jou sê dat God is die verbondsgod, en hy beloof net vir jou gemak en genot en plesier, en alles wat mooi en goed en reg is 'n valse, onbybelse, selfs duiwelse kerk. Waarom? Want die Bybel sê Abraham het nie hierdie Ethiopië op aarde ontvang nie. Wat Abraham ontvang het, was hierdie pad wat God met hom gestap het, deur stryd en deur beproewing, maar hy bly kyk na die onwankelbare koninkryk wat hy eendag sou ontvang. Hebreërs 6 vers 13 sê, want toe God aan Abraham die belofte gegee het hy, omdat hy by geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer. Daarom het God deur hierdie offers gegaan. Daar was geen ander een met wie hy die verbond kon maak nie. Hy is die getroue God wat hierdie verbond met homself gemaak het, en die uitvloeisel daarvan het aan Abraham gegaan, want God is 'n waarmaker van sy woord. Daar was geen meerdere bo God. Daar was geen een aan wie God verantwoording moes doen nie. Die Bybel sê vir ons, hy het by homself gesweer en gesê, voorwaar ek sal jou ryklik seën en jou grootliks vermeerder, en so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig verwag het. As hierdie verbond wat God met Abraham gemaak het, afgehang het van Abraham se daaglikse gehoorsaamheid, het Abraham niks gekry nie. Maar hierdie verbond het gegaan oor God wat beloof het. En Abraham het God se getrouheid gesien. En die dag toe hy sterwe, sy heerlikheid gesien. En daarom het Abraham ook gegroei in sy geloof, gebly groei, gebly toeneem, soveel so dat hy later die seun van die verbond in Genesis 22 op die altaar gelê het en bereid was om hom te slag. Want hy het geglo dat God by magte is om hom uit die dood op te wek. Ek vra jou vanmôre, glo ons God? Glo ons God? Want u sien, dis die belofte vanmôre ook vir ons, dat Suid-Afrika nie ons blywende tuiste is nie. Vir ons as kinders van die Here is dit nie anders nie. Die Here het ons uit die koninkryk van die Satan uitgelei, om ons in sy ewige heerlikheid in te lei. Het jy al gelet op die woorde, die Bybel sê, Genesis 15:13, daarop sê hy vir Abraham, wat weet verseker dat jou nageslag vreemdeling sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie, daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank, en daarna sal die Here vir hulle die land gee. Die hele gedagte wat hier na vore kom, as kinders van die Here gaan ons nie 'n strydlose lewe op aarde hê nie. God se volk was 400 jaar onder die juk van Farao gewees. Die afgeronde getal, ander plek praat van 430 jaar, meeste kommentaarskrywers is eens daaroor, dat die skrywer Moses net die afgeronde jaartal vir ons noem. Maar die gedagte is, ons gaan stryd en verdrukking hê, maar hoor, dit sal nie sonder stryd, sonder moeite en verdrukking wees nie, maar soos Abraham moet ons die belofte uit die verte sien en begroet. Die belofte van die ewige heerlikheid. Hoor nou, met 'n lewe van afhanklike gehoorsaamheid, dankbare toewyding en daaglikse aanbidding. Nou, ek weet nie of hierdie boodskap vir u so baie beteken het soos vir my nie, maar ek is baie sterk deel van die verbondsteologie mense. Want hierdie verbondsgod van die Bybel gee vir ons beloftes wat ook tot vandag toe op ons van toepassing is. Ek gaan afsluit, ek beloof. Filippense 1:6. Hoor wat sê die Bybel in Filippense 1:6. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy, God wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Dikwels wanneer ek in my geestelike lewe moeg en moedeloos raak, dan is hierdie vir my 'n geweldige bemoediging. Hy het 'n goeie werk begin en hy sal dit volëindig. Sien nie, ek is eerlik, ek praat die waarheid, ek sluit af. Die eerste belofte wat die Here vir Abraham gegee het is, vrees nie, ek is vir jou 'n skild. As u in vrees lewe, maak seker u skuil by Jesus die skild en vredevors. Die Here sê, ek is jou geregtigheid, maak seker die Here se geregtigheid het u deel geword. U is gered, u sondes vergewe, bly en leef nou daarin. Hy het jou uitgelei om jou in te lei. Hou vas aan die onwankelbare hoop van sy ewige beloftes, tot u hom
van aangesig tot aangesig sal sien. En ek het by myself gedink, waarmee sal ek hierdie boodskap vanmôre afsluit? En ek gaan vir u vanmôre die gedeelte gee waarmee ek gaan afsluit. Kosbaar daar in Openbaring 4 vers 8. En die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, wat was en wat is en wat kom. Dis die prentjie wat Johannes nou in die hemel sien, die beeld. Hoor wat sê vers 9. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge verteenwoordigend van die kerk van Jesus, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe, en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Dis die klimaks van ons boodskap vanmôre. As jou en my lewe nie gaan oor die verheerliking van hierdie verbondsgod van die Bybel nie, dan mis ons die boodskap wat God aan Abraham gegee het, wat die Here gegee het aan Dawid en in die nuwe verbond waar Christus gekom het, om te vervul dit wat in die Ou Testament beloof was. Mag die Here ons genade gee om hierdie beeld te sien, die 24 ouderlinge Christus aanbid, en mag dit ons aanspoor om ons allerbeste te gee vir die Here, ons allerhoogste. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie groot waarheid, en ons bid dat ons getrou na U woord sal luister, dit sal lees, dit sal bestudeer, sodat ons nou gesed voor U sal handel. Baie dankie vir al hierdie verbonde in die Bybel. Dankie dat U 'n waarmaker is van U woord. Amen.